Dit waaroor ek nou wil praat, is miskien nie van toepassing tot alle gitaarspelers nie. Kom ons kyk na 'n gewone A-mineur, onderste 3 snare by 5. Ons druk met die eerste vinger al die snare gelyk af. En dis 'n A-mineur, speel gou 'n gewone A-mineur. Hoor, hy's laag, nou gaan hy hoor die klank. Nou kom ons speel daai akkoord wat ons daar speel, om 3 vingers, nee, 1 vinger te gebruik om 3 snare af te druk. Deur dit los note te speel. Nou kyk mooi, luister eers na die klank. Dit is hoe hy altyd geklink het. Nou vat jy jou eerste vinger en hy gaan speel die onderste snaar, en hy los hom, en hy los hom. So jou klank is dadelik anderster. Dis nie meer swing en het sing so mooi nie. Nee, hy gaan nou dis sommer net 'n eksperiment, maar dis heerlik om so te speel. Vat 'n akkoord soos 'n D en kyk of jy, al is dit nie met dieselfde vingers op dieselfde plek, noot vir noot daai akkoord te speel nie. Hulle noem dit arpeggio vorm wat die akkoord gespeel word. Hy speel ta 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 ta. Maar nou kan jy daai patroontjie omgooi. Jy hoef hom nie altyd onder begin en te klim nie. Jy kan hom bo begin. Dit klink mos anderster as. Jy kan hom in die middel begin. Wanneer mens so met akkoorde rondspeel, is dit gewoonlik wanneer 'n mens sukkel om aan te gaan met die gitaar. Jy voel jy vorder nie, en ewe skielik as jy iets heeltemal anders doen, dan maak dit weer goed vir jou oop. En jy dink byvoorbeeld, alright, ek het nou 'n D, kom ons gaan skuif hom vinnig na 5de fret toe. En hou hom bietjie en ontspan. Nooit jou vingers seer maak nie. Nie jou vingers stik en druk nie. Druk liggies. A-mineur. Dis vir my interessant, ek hoop dis vir jou ook.